Goeiemôre, baie welkom by Millersdrift Gemeente se uitsaaidiens. Dit is vir my so groot voorreg om vanmôre die woord met julle te kan deel. En mag die Here vir ons regtig elkeen aanspreek. Mag hy regtig ons elkeen se hart uitreik en deur sy woord en deur sy gees in ons lewe inspreek. Kom ons word so vir 'n oombliekie stil en dan sal ek vir ons open met 'n gebed. Kom ons bly net so sit. Hemelse Vader, ons kom sê vanmôre dankie vir die wonderlike voorreg om in die teenwoordigheid te mag wees sonder vrees, maar met die sekerheid dat ons welkom is by U alleen maar deur die bloed van Jesus Christus, ja, deur sy versoeningswerk, kan ons in U teenwoordigheid wees. Mag U deur die Heilige Gees in ons lewe inspreek. Mag U deur die Heilige Gees vir ons bewus maak dat U hier by ons teenwoordig is. U wat ons Vader is, wat alles gemaak het. U Here Jesus Christus, ons verlosser en redder. En U Heilige Gees, die een wat ons troos, die een wat in ons harte inspreek en wat vir ons die krag gee om te lewe soos kinders van God. Ons bid dit met dankbaarheid in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Ja, in sy naam kom bid ons so. Amen. Ek groet julle graag vanmôre in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons loof die Here met 'n paar liedere. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjie en kry vir jouself 'n opskrif of 'n tema vir hierdie prentjie. Jy weet, my kop werk nogal met prentjies, want dit help 'n mens beter verstaan of begryp en dit help 'n mens selfs beter onthou. So kyk 'n bietjie na hierdie prentjie en probeer dink, wat wil hierdie prentjie vir jou sê?
En daar's baie antwoorde, nogal regtig baie antwoorde, maar die antwoord wat dit vir my gee is, vergeet. Weet jy het dit onthou, jy weet dit, jy het dit al gesien, jy het dit al gehoor, maar jy kan nou net nie onthou nie. So dis my regtig 'n baie mooi prentjie wat vir my laat verstaan wat vergeet is. Ek weet nie van julle of julle dit al ervaar het, hoe duur vergeet 'n mens kan kos. Weet as 'n mens, nie is 'n baie belangrike ding nie, maar as mens dit vergeet, hoe duur dit 'n mens kan kos. Het jy al die deur van jou voertuig nie mooi toegemaak nie, dat die dakliggie gebrand het? Of die kinders het dalk die dakliggie aangesit om gou ietsie te kyk. Dan klim jy die volgende oggend in die voertuig en as jy hom wil staar, dan is daar net mooi niks. Weet, ons leef ons nou in die tyd van water wat af is of wat nie werk nie. Ek hoor hier by die kerk nou al vir 3 dae is daar nie water nie. Of die krag wat so gereeld af is. Het jy al die badwater oopgedraai of die wasmasjien se water oopgedraai en vergeet om dit toe te draai, want daar kom ons in elk geval nie water uit nie. En dan later sit jy met 'n badkamer wat oorstroom is, want jy het net vergeet. Jy het vergeet, het my al baie duur gekos. Ek en my skoonpa, ek was al baie lief vir hom. Hy was my beste vriend. Ons het baie saam vis gevang, en hy het 'n boot gehad, die boot se naam was Oom Harry. En dit was so die gewoonte, weet, hy het net een been, hy het sy been verloor in 'n jagongeluk. So, ek het gewoonlik die boot met die sleepwa ingestoot in die dam in, daar by die Von Bach-dam, net daar buitekant Windhoek, eintlik aan die kant Okahania. Het ek die boot ingestoot met die sleepwa, en dan het ek die sleepwa in die bakkie gaan parkeer, so Land Cruiser, so ou witte. En dan, as ek in die boot klim, dan kom my skoonpa nou 'n bietjie nader, as ek in die boot klim, dan vra hy vir my, Niels, die sleutels asseblief. Niels, die sleutels asseblief. Elke keer hoor ek hom dit sê. Dan sien ek hoe vat hy dit en dan hang hy dit daar by die deurtjie so aan 'n hakkie. En ek het nou later begin wonder wat dit lyk, maar hy vertrou my nie, want hy vra dit nou regtig elke keer. En hy wag tot ek dit in sy hand sit. En hier op 'n Saterdag wat ons nou gaan swart bars vang daar in Von Bach-dam, vra hy my nie en ek dog myself, ja, wonderlik. Ek begin nou iewers te kom, ek en hy. En hy vra dit nie, jong, en dit gaan lekker, ons vang vis, en ek is so geskie van die een visvangplek, dan met sulke wonderlike, sulke tonge, of sulke vingers so in die berge, in die klowe in. Dan skie ek nou van die een plek tot by die volgende plek, en dan vang ons vis. In die middag natuurlik, toe ons die boot wil uitsit, toe onthou ek maar die sleutels is in my broeksak. En toe is dit nie meer daar nie, dit lê in die dam, dit lê nou nog daar. Jonge, ek was so verleë. Ek sê, ag nee, pa, jong, ek is regtig jammer, ek het vergeet om die sleutels vir pa te gee. Maar gelukkig, ons het 'n sleutel vir die bakkie onder die bak vasgeskroef, so op 'n plekkie wat mense nie maklik sien nie. Ek sê, nee, wat pa, ons is okay, ons sal kan huis toe kom. Natuurlik, toe ek so onder die bakkie inkruip, hartjie, toe het ons die vorige week die bak onderweeg gerubberise, gitswart gespuit met so dik rubberlaag. Ek het hoe lang gesoek, ek het later gelê en bid. En so waar, te sien ek maar, hier lyk dit 'n bietjie anders, en ek krap daar, ek kry later 'n koud blikkie se, daai lippie wat my so uittrek, vat dit en ek krap dit af, so waar is die sleutel, so duur het dit my gekos, vergeet kan 'n mens baie duur kos. Die ander kant van vergeet is om te onthou. Weet, 'n mens kan nie onthou dit wat jy nie weet nie, jy kan nie onthou dit wat jy nog nooit gesien het nie, jy kan nie onthou dit wat jy nie gehoor het nie. Maar as jy ding gehoor het, of gesien het, of jy weet daarvan, en hoe meer en meer jy dit hoor en sien, soos my skoonpa my elke keer gevra het, dan begin jy onthou. So mens het eintlik hierdie 3 goeders nodig, om te kan onthou. Jy moet ten minste weet van dit. Ek moet weet, ek moet die sleutel vir my pa gee. Ek moet sien, dat dit nie in die hakkie hang nie, en ek moet hom eintlik hoor, al sê dit nie, moet ek hom hoor sê, Niels, die sleutels. So mens het eintlik hierdie 3 dinge nodig, en hoe meer dit herhaal word, dan word dit later eintlik 'n lewenspatroon, of raak dit 'n gewoonte. En hy het vir my gesê, miskien was dit net daarna, Niels, 'n gewoonte is 'n mens se behoud. Want as jy die gewoonte het om 'n ding so te doen, dan hoef jy nie te onthou nie. Dan kom dit sommer van self. Want jy het dit al baie gehoor en baie gesien en jy baie keer geweet en dan onthou jy. En die skrifgedeelte vanmôre gaan nogal hieroor om te onthou.
En die tema vir vanmôre is, onthou om te onthou. Ek dink amper as Lurika Raag wat daai liedjie gesing het, onthou om te onthou en vergeet om te vergeet. Eintlik sê sy 2 keer dieselfde ding. Jy moet onthou om te onthou en jy moet vergeet van vergeet. Met ander woorde, dit moet by jou gewoonte raak. Dit moet so deel van jou natuur word, deel van jou persoonlikheid eintlik word. En die Here wil ons vanmôre help daarmee. En ons gaan lees uit Matteus 28 vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Dit is nogal 'n snaakse ding wat hier staan. Party het getwyfel, dan wil 'n mens dalk dink, hulle het nie regtig geglo nie. Hulle was nie heeltemal seker nie. Maar wat eintlik daar gebeur het, skrywe die verklaarders nogal vir ons mooi, is weet so, as mens so vroeg môre so kop uitklim, dan is daar baie keer so mistigheid. En dan kan mens nie mooi duidelik sien nie. En van hulle was nie seker, is dit nou Jesus, is dit nie? Hy het gesê ons moet hier kom, maar ons kan nie mooi sien nie, maar toe hy naby kom, en dit lees ons in die volgende vers 18 van Matteus 28. Toe Jesus nader kom, sê hy vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons ken nogal die kerngedeelte van hierdie verse, ken ons baie goed. Gaan dan na al die nasie toe, maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Dat die Here sê eintlik sy plan met die disippels was, waarom hy hulle op 'n sekere reis gevat het van 3 jaar, hulle geleer het en gewys het, is dat hulle kon hoor dat hy die Messias is. Die Messias oor wie Moses geskryf het, die Messias oor wie die profete geskryf het, die Messias wat al so lank verwag het Jesus vir hulle gedemonstreer en gewys en geleer dat dit hy is. Hy is die redder wat sou kom. Hy is die een wat sou kom tot redding van elkeen wat aan hom glo. Hy is die Messias, die verteenwoordiging van God self, en hy het dit vir hulle kom wys, hy het dit vir hulle kom leer, en hy het dit vir hulle gesê. En dan sê hy vir hulle in Matteus 28 vers 19, julle wat dit nou weet, julle wat dit nou gehoor het, en julle wat dit glo, julle wat dit gesien het, en dit wat ek gedoen het, en dit wat ek geleer het, dat ek die Messias is wat sou kom, vat nou hierdie boodskap en gaan dra dit uit. Gaan na al die nasies toe en maak hulle my disippels en doop hulle en leer hulle. So dit is Jesus se plan met sy disippels. Hy sê dit is my plan met julle. Gaan voer hierdie plan uit. Wat is God se plan met die disippels? In die eerste plek sê hy, gaan dan, met ander woorde, moenie hier bly, hier in Jerusalem, hier in Galilea of hier in Judea nie. Gaan uit en gaan dra die evangelie uit, dit wat julle gehoor het, dit wat julle geleer het, dit wat julle gesien het, dit wat julle nou weet, en wat julle oor 3 jaar gehoor en gesien en geleer het, vat dit en gaan dra dit die wêreld en gaan dan heen, na al die nasies toe. Met ander woorde, gaan die wêreld in, weet die wêreld hier naby, die wêreld bietjie ver, en die wêreld daardoor ver. Mens wil amper sê, gaan na elke volk, elke taal, elke nasie toe. En gaan dra die evangelie van hoop en redding en gelig, gaan dra dit na die wêreld toe. Gaan na al die nasies toe. En mens lees daai meervoud baie keer mis. Die Engels, as ek nou Engels lees, dan lees ek bietjie meer aandagtig, en daar staan, go to all the nations. Gaan na al die nasies toe. En maak hulle my disippels. Wat beteken dit om 'n disipel te wees? Om 'n disipel te wees is om 'n volgeling van Jesus te wees. Met ander woorde, sy opdrag is gaan na die wêreld toe en help hulle dat hulle ook volgelinge van my sal word soos julle. Dat hulle ook disipels van my sal word. Dat hulle ook vir my sal volg. Gaan na die nasies toe. Maak mense my disippels, maak hulle my disippels en doop hulle. En ek wil half so tong in die kies sê, daarmee het Jesus nie bedoel, vat hulle na die Jordaan toe en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
3 keer so water nie. Daar is 'n baie dieper betekenis. En as ons dit verstaan, dan sal ons regtig weet wat die Here se opdrag is. Doop hulle. Wat is die doop? Die doop het ons gekom in die plek van die besnydenis. En die besnydenis, wat was dit? Die besnydenis was die teken van die verbond. Dat God gesê het, ek sluit 'n verbond met julle. En 'n verbond in daai tyd het gewerk, dat jy slag 'n dier in twee, en die bloed wat daar drup, stap hulle so deur en sê, as iemand hierdie verbond verbreek, dan is dit wat sal gebeur. En hierdie bloed is die getuienis dat ons 'n ooreenkoms gemaak het. En dat ek julle God sal wees en julle my volk sou wees. So die besnydenis was 'n teken van deel wees van God se koninkryk. As jy deel was van God se koninkryk, dan het jy gedeel in sy beloftes. Sy beloftes van ek sal altyd by jou wees, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou seën, ek sal vir julle goed wees vir julle en julle kinders se kinders se kinders se kinders se kinders. Dat julle my volk is, deel van my koninkryk is, en dat ek julle God is. So om die besnydenis te ontvang, het was 'n teken dat ek aan God behoort, dat ek deel is van God se huishouding, dat ek deel is van sy volk. En nou kom die doop in die plek van die besnydenis. So die doop sê eintlik dat ek deel is van God se huishouding. So wanneer Jesus wil sê, gaan dan heen, gaan na die nasies toe, maak hulle my disippels en doop hulle, sê Jesus eintlik, bring hulle in, trek hulle in, maak hulle deel van. Maak hulle deel van my koninkryk. Bring hulle nader aan my. En dan sê hy, hoe word 'n mens deel van God se koninkryk? Jy moet weet wat reg en verkeerd is in die oë van die Here. En dan sê hy, hoe gaan jy hulle deel maak? Deur vir hulle te leer. Dit wat ek vir julle geleer het in 3 jaar se tyd. Oor wie ek is. Dat ek die Messias is, die redder is, die verlosser is. Dat ek die een is wat aan die kruis gesterwe het, wat opgestaan het op 'n Sondagmôre, tot redding en hoop en lewe vir elkeen. So gaan dan heen na al die nasies toe, maak hulle my disippels, doop hulle en leer hulle wie ek is. Gaan leer vir hulle wie ek vir julle as disippels is. Ek is julle God. Ek is julle koning, ek is julle beskermer, ek is julle voorsiener, ek bewaar julle, ek seën julle, ek is julle God. Dat hulle vir die wêreld sal gaan leer wie hulle vir God is. Dat hulle deel is van God se koninkryk, dat hulle eintlik die appel van God se oog is, die punt van sy hart is, die een by wie God altyd wil wees, God sinne, uitgekoop en voorbetaal, God sinne. So wanneer die Here hier sê, gaan dan heen, maak mense my disippels, doop hulle en leer hulle, sê eintlik, gaan in die wêreld in, en gaan leer die wêreld wie ek is. Nou, hoe leer 'n mens die beste? Natuurlik deur te hoor. Natuurlik deur vir iemand te sê. Maar ek dink julle weet ook, die beste manier van leer is wanneer iemand dit vir jou demonstreer, wanneer iemand dit vir jou wys. Ek onthou dit soos nou die dag. My pa het 'n skoene reggemaak. Ek onthou soos nou die dag, het hy my hand gevat en die els gevat en dit het so deur die skoen se sool gedruk, deur die leer, en uitgetrek en die een naald deurgestoot en die ander naald deurgestoot, 'n knoop gegee en dit styf getrek. Ek sal dit nooit vergeet nie, want hy het my gewys, hoe maak 'n mens 'n skoen reg, hoe versool 'n mens 'n skoen. So wanneer die Here hier sê, gaan dan na al die nasies toe, maak mense my disippels, doop hulle en leer hulle, sê die Here eintlik, my plan met julle is, gaan wys die wêreld wie ek is, wie ek vir jou is en wie jy vir my is. Gaan na die wêreld toe en gaan demonstreer dit vir hulle. Dat hulle ook die appel van God se oog is, dat Jesus nie net vir sy kinders gesterf het aan die kruis nie, maar vir elkeen, dat hy gebore is vir die ganse wêreld tot redding en hoop en verlossing. Gaan na die wêreld toe en gaan wys vir hulle. En dan lees ons nie regtig baie verder daarvan nie. Miskien in die Johannes Evangelie, Matteus en Markus en Lukas, lees ons nog dat hulle gegaan het, maar buite Bybelse skrywers kom vertel vir ons wat het die disippels gemaak hierna. Weet ouens soos Flavius, Josephus en 'n klomp ander skrywers van daai tyd skrywe dat die disippels eintlik die wêreld in is.
Mens kan eintlik sê dat hulle die aardbol gevat het, die kaart wat hulle gehad het van die wêreld van daai tyd, en dit verdeel het. En elkeen het gegaan. Ons kan nou vanmôre gehoord, waarheen is elkeen, ek wil dit nie vanmôre alles deel nie, maar ek vat nou byvoorbeeld Nathanael, wat sy naam ook Bartolomeus is, hy is daar na die groot reisroutes toe, handelsroutes toe, en hy het daar die evangelie gaan verkondig. En so die evangelie die wêreld ingegaan, soveel sodat dit by my en jou geland het, dat het geland het hier in Suid-Afrika, in Gauteng, in Millersdrift, is omdat hulle die taak, die plan wat God met hulle het, gevat het, en in die wêreld ingestuur het. Hulle het nie gemaak soos Israel nie. God se plan met Israel was dat hulle vir die wêreld sal gaan wys wie hy is, en wie hulle vir hom is. En hulle het God net vir hulle self geëien. Nou sê Jesus vir sy disippels, julle is my plan. Ek stuur julle die wêreld in met hierdie boodskap. Gaan wys die wêreld wie ek regtig is. Dat ek 'n God is van liefde en genade, barmhartigheid, van vergifnis, van deernis, van naby wees, van versorging en voorsiening. En gaan wys die wêreld wie hulle vir my is. Hulle is my skepsels wat ek gemaak het, die skepping van my hande. En God is jaloers op hulle wat hy gemaak het op sy skepping. Dis net syne. Gaan wys vir hulle wie hulle vir my is. En hulle die wêreld ingegaan. Hulle was nie besonderse mense nie. Hulle was nie hoogs talentvol of het besondere gawes en talente en vermoëns ontvang nie. Ons weet eintlik, die disippels was eintlik aan die een kant die drop-outs. Weet, hulle was nie die top 10 in die klas of in die skool gewees nie. Daai top 10 is deur hulle leermeester weer gekies en op 'n verdere pad van onderrig gevat. Hulle wat dit nie gemaak het nie, is terug na hulle beroepe toe, of die beroep wat hulle pa bedryf het. En wat weet ons van die disippels? Hulle was vissermanne. Na hulle 8 jaar van kategese wat hulle moes deurgaan om die eerste 5 boeke van Moses te leer, is hulle maar weer terug wêreld toe. En Jesus kom roep hulle. Ons weet van so 2 of 3 disippels 'n bietjie baie. Ons weet 'n bietjie baie van Petrus en bietjie van Johannes, van Nathanael lees ons eintlik net een sinnetjie wat bietjie meer sê as net sy naam. Sy naam kom byvoorbeeld net 5 keer in die Bybel voor. Maar hulle is die wêreld in en gaan dra hierdie boodskap van evangelie en hoop en redding, vat hulle na die wêreld toe. Nou my vraag is, wat het hulle gemaak om dit te doen? Wat het hulle geïnspireer? Hulle wat gewone mense is soos ek en jy. Weet, en God se plan met my en jou is, gaan na die wêreld toe. Gaan wys die wêreld wie ek is. Gaan wys die wêreld wie ek vir hulle wil wees. Gaan wys die wêreld wie hulle vir my is. Ek en jy kry daai opdrag, want ek en jy het dit gehoor. Ons het dit gesien en ons weet dit, dat Jesus is die Messias. Hy is in die krib gelê in Bethlehem, aan die kruis gesterwe op Golgotha. Dan staan op 'n Sondagmôre op tot redding vir my, maar nie net vir my nie. En daarom sê die Here, as jy dit gehoor het, en as jy dit glo, sê die Here, dan stuur ek jou, en dan is jy my plan. En dan sê ons baie keer, ja, maar ek is nou nie so talentvol nie, ek ken nie so baie Bybelversies nie, my kennis is bietjie min, of my woorde is maar min, weet, ek het net soveel menstyd in 'n dag, dan is my menstyd op, dan wil ek alleen wees. Dan sê jy dalk maar, ja Here, ek weet dit is u plan, maar stuur iemand anders. Terwyl die Here vanmôre vir my en jou kom sê, jy is my plan. Nou, toe Jesus vir die disippels sê, julle is my plan, wat het hulle geïnspireer? En ek wil dit waag om te sê, dis 2 van die versies in die gedeelte wat ons gelees het, wat ons die minste onthou, wat nie regtig uitstaan nie. Want wat is dit wat gemaak het, dat hulle gegaan het? Die Here het vir hulle die laaste woorde van die Here Jesus is, ek is by julle. Ek is by julle. Ek stuur julle. Maar ek stuur julle nie alleen nie. Ek is by julle. Julle wat weet wie ek is, julle wat gesien het wie ek is, die Messias. Ek is die een wat by julle is, en aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde.
Ek is die opgestaande Here. Opgestaan uit die dood uit. Julle het dit gesien. Julle het dit gehoor. Ek stuur julle. Ek is by julle. Gister, vandag en môre. Julle weet dis ek wat daar toe julle op die meer van Galilea was en daai vreeslike storm daar ontketen het ek deur net te sê wees stil. Stilte gebring oor die hele meer. Ek wat mag het, alle mag in die hemel en op die aarde, wat vir die water kon sê word stil, ek is by julle. Julle was by my toe ons vir 5000 mense, 5000 mense is eintlik net die mans, weet jy, net die mans is getel daai tyd, so vrouens daarby is 10, een kind 15, twee kinders, 20.000 mense kos gegee het met 5 brode en 2 visse. En Jesus het net gesê, gee vir hulle wat julle het, met ander woorde, gee vir hulle wat julle ontvang het. En verseker omtrent 20.000 mense was daar genoeg kos, dat daar 12 mandjies oorbly. Die Here sê, dit is ek, aan wie alle mag in die hemel op aarde behoort, en ek is by julle. Ek sal nie toelaat dat iets julle uit my hand uitruk nie. Ek sal nie toelaat dat daar 'n ding oor jou lewenspad kom, wat groter sal wees as my liefde. Aan my is gegee alle mag, wat daar in die hemel en op die aarde is. Ek is by julle. Julle sal dit onthou, want julle het dit gesien. En dis die Here se plan met my en jou. Dat die Here vir jou kom sê, ek is by jou. En ek stuur jou nie alleen nie. En dan dink ons baie keer, ja, ek hoor die Here stuur my. Maar ek is nie genoeg nie. Weet, ek is nie oud genoeg nie. Of ek is nie jong genoeg nie. Weet, ek wil nie sê, ons is te oud nie. Ek is nie oud genoeg nie. Of ek is nie jong genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie welsprekend genoeg nie. Dalk is daar iemand beter as ek. Of Here, stuur maar liewer iemand anders. Dit sal beter wees vir die koninkryk. Maar die Here kom sê vir my en jou vanmôre, ek stuur jou na die wêreld toe. En gaan wys vir hulle wie ek vir jou is. En wie jy vir my is. En ek aan wie alle mag, wat daar in die hemel en op die aarde is, het behoort aan my. Ek is by jou. Ek is by jou. En ek stuur jou net soos jy nou is. Vir waar jy is, vir wat jy het, en vir wat jy weet. Jy is my plan. Jy is genoeg. Jy is die een wat ek stuur. Ek ken jou, want ek het jou gevorm. Ek het jou geskep na my beeld en my gelykenis. Ek ken jou vermoëns en talente en gawes. Ek ken jou omstandighede. Ek ken jou gisters en ek ken jou môre. Ek ken jou geskiedenis. Ek ken jou vrese. Maar ek stuur jou. Jy is my plan. Ek stuur jou na jou wêreld. Jy weet, ons hoef nie nou vanmôre 'n kaartjie te koop vir Japan of waar ook al, en die Here stuur ons soontoe nie. Jy weet hoe wonderlik is dit dat in 2026 is die wêreld by ons. Die wêreld bly by ons in dieselfde straat. Hulle koop by ons in dieselfde winkel. Hulle ry vir ons, hulle ry saam met ons in dieselfde verkeer. Staan saam met ons in dieselfde tou. Die Here stuur jou na jou gesin toe, na jou familie toe, na jou straatfamilie toe, na jou werksfamilie toe, of jou werksmense toe. Hulle wat saam met jou op die stadion kyk en skree vir die Springbokke of vir wie ook al. Hulle wat saam met jou braai. Hulle wat langs jou bly. En sê, jy is my plan. Ek stuur jou na hulle toe. Gaan wys vir hulle wie ek vir jou is. Gaan wys vir hulle hoe lief ek jou het. Gaan wys vir hulle dat jy vrygespreek is, dat jy met vrymoedigheid na die Vader te kom, hy wat alles van jou al weet, dat hy vir jou lief het. Gaan wys vir hulle dat dit hy is wat vir jou sorg, en dat dit hy is wat jou beskerm. Gaan wys vir hulle dat ek 'n God van liefde is deur hulle lief te hê. Weet, ons hoef nie te kwalifiseer vir God se liefde nie. Hy sê, ek vat jou net jy is, en ek maak jou skoon, en ek maak jou rein. Ek stuur jou na die wêreld toe, gaan wys vir hulle, deur hulle liefde hê, dat mense nie vir jou liefde hoef te kwalifiseer nie. Vir jou vriendelikheid te hoef kwalifiseer nie. Vir jou respek te hoef kwalifiseer nie. Gaan wys vir die wêreld dat jy glo in my as 'n God wat vergewe deur
jou alles te vergewe wat jy al gedoen het en eintlik nog gaan doen. Dat niks sal jou kan skei van God se liefde nie, want Jesus kom reinig jou. Gaan wys vir die wêreld wie ek vir jou is deur ander te kan vergewe. Dat ek vir jou voorsien deur met ander te deel dit wat jy het. Dat ek tyd het vir jou en by jou is, deur vir hulle te wys en te demonstreer dat ek ook by hulle is. Jy hoef nêrens heen te gaan eintlik nie. Jy kan eintlik maar wees wie jy is, waar jy is met wat jy het. En gaan wys vir die wêreld. En dan seker die kernwoordjie omtrent in hierdie gedeelte is daai eerste woord, die eerste woord van die laaste sin, en onthou ek is by julle. Weet, 'n mens kan nie 'n ding onthou wat jy nie weet nie. Jy kan nie 'n ding onthou wat jy nie gesien het of nie gehoor het nie. En die Here sê, jy het gehoor dat ek jou lief het, dat ek jou verlos, dat ek jou vergewe, dat ek vir jou voorsien, dat ek altyd by jou is. Jy het dit al gesien in jou lewe. As jy terugkyk na jou gisters en eergisters, dan kan jy God se hand in jou lewe sien. Die Here sê, onthou dit. Sê dit vir jouself. Help jouself onthou deur dit te herhaal. Met ander woorde, kom kerk toe, kom hoor dit weer elke Sondag opnuut. Lees my woord. Luister na 'n erediens. Kry vir jou 'n geestelike boek en hoor weer opnuut dat God by jou is en dat hy jou liefhet. En hoor dit so gereeld dat dit deel word van jou manier van lewe, dat ander dit in jou sal sien sonder dat jy dit sê. Want jy is voor hulle wie jy agter hulle is, want jy weet God is altyd by jou. Jy raak nie heeltemal spasties, hysteries as dinge buite beheer raak nie, want jy weet God is by jou. Jy weet al verander alles in hierdie wêreld, verander niks rondom God se liefde en voorsiening en genade en goedheid en guns en barmhartigheid nie. En hy is by my. Onthou dit. Onthou dit, sê dit weer vir jouself, hoor dit weer opnuut. Onthou dat die drie enige God is by my. En gaan demonstreer dit vir die wêreld. Dit is God se plan met my en jou. Dit is sy plan met wat hy vir my en jou laat hoor het en laat sien het en laat glo het. Is dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar vir die wêreld sal gaan wys. Wanneer jy God se seëninge oor jou lewe raak sien, jy sal leef soos iemand wat weet waar dinge vandaan kom. En dit dalk vir mense sal wys. En dalk vir mense sal sê, wie is jou versorger en voorsiener en beskermer en bewaarder. En hoe meer jy dit raak sien, hoe meer jy dit hoor en hoe meer jy dit weet en hoe meer jy dit deel van jou lewe maak, gaan mense dit in jou lewe sien sonder dat jy 'n woord gesê het. Hulle gaan dit hoor sonder dat jy 'n Bybelvers aangehaal het, want hulle kan dit in jou lewe sien wie God vir jou is en wie jy vir God is. En hy wil dit ook vir die wêreld wees. En die wêreld is dit vir hom. Julle ken daai belangrike vers, Johannes 3 vers 16, ons so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat dit sien en hoor en weet en dit glo, kan lewe met hoop en vreugde en lewe, en nooit weer van God geskei sal wees, en dat God altyd by hulle sal wees. Mag dit waar word van my en jou, mag dit waar wees van my en jou, dat ons weet God het met my 'n plan, met wie ek is, met wat ek het, en die omstandighede wat ek beleef. En hy stuur my, gaan wys vir die wêreld wie ek vir jou is. En onthou om te onthou, vergeet om te vergeet wie ek vir jou is. Onthou wie ek vir jou is en wie ek vir jou sê jy vir my is. En gaan wys dit vir die wêreld. Want dis hulle ook vir my, sê die Here. Mag die Here dit so laat wees vir my en vir jou. Dit is die woord van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Vader, ek wil vanmôre kom dankie sê vir wie U is. Dat U 'n wonderlike genadige Vader is, by wie ons niks hoef te verdien nie. Wat vir ons alles gee, U liefde, U voorsiening, U beskerming en U bywees, net omdat U gekies het om dit vir ons te wees. Help ons om te onthou wie U vir ons is. Dankie vir wie ons vir U is, dat U woord ons vanmôre kom herinner wie ons vir U is. Vrygekooptes, U kinders, U geliefdes.
die appel van die oog, die punt van die hart. Maar U wil dit ook vir die wêreld wees. En U stuur vanmôre vir ons elkeen en sê, jy is my plan. Gaan en gaan wys vir die wêreld wie ek is en wie hulle vir my is. Mag die Heilige Gees ons daartoe help. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus die Here. Ja, in sy naam kom bid ons so. Amen. Gaan kyk gerus na die afkondigings. Daar's 'n een wat ons graag wil uitlig. Dit is nou die week of so van barmhartigheid. Ek wil 'n bietjie gesels het oor MIM. Dit is 'n instansie wat ontstaan het uit 'n behoefte wat mense raak gesien het in ons kinders se lewe. En dit is dat ons kinders, hulle agtergekom het dat kinders wat in skole is daar net so 0,5% of sê miskien maar 1% wat al die binnekant van 'n kerk gesien het. Dat 99% van die kinders kom omtrent nie in 'n kerk nie. Toe vat hulle die evangelie, die boodskap van hoop en lewe, vat hulle na die skool toe. Hulle het 'n ding begin, sy naam was JOT, Jesus Our Teacher. En ons het daarvan gehoor hier so in die Wesrand, in Kreersdorp, so meer as 20 jaar terug. En ek was toe nou deel daarvan. En so het ons begin om 'n JOT persoon in 'n skool te plaas, wat dan vir die kinders by die skool gaan wys het wie God vir hulle is en wie hulle vir God is. As ek nou maar die tema van vanmôre mag gebruik. En so het dit gegroei van 1 persoon af, dat ons later 9 persone by 'n groot klomp skole betrokke geraak het. En ons naam het verander intussen, ons was eers JOT, Jesus Our Teacher, en toe nou later Christ Kids, en ons nuwe naam nou vir 'n paar jaar is Mentors in Motion, en ons bestaan al so oor die 20 jaar. En ons bedien in dinge in 9 skole in ons omgewing, bedien ons die woord en dra ons die evangelie van hoop na die skool toe. En dit maak 'n enorme verskil in die skool en in kinders se lewe. Ons gemeente, Mildersdrift gemeente, dra elke maand daartoe by finansiëel, want dit kos maar 'n klomp geld om die mentors by die skole te hê. En ons wil eintlik aan die een kant kon dankie kom sê vir die bestuursraad wat dit so dryf, en dankie vir julle bydrae wat julle dan ook maak dat MIM, Mentors in Motion, kan bly voortbestaan. As jy dalk 'n behoefte in jou hart het om self by te dra, as jy welkom om vir my te kontak, of selfs vir die kerkkantoor, hulle sal vir julle kan help daarmee. Ek dink hulle doen wonderlike werk, en hulle bring die evangelie by ons kinders. Hulle help kinders 'n ander môre sien as wat die werklikheid rondom hulle is. Dat hulle met hoop kan lewe en met vreugde kan gaan lewe. Kom ons sluit af met 'n wonderlike lied wat sê, wees stil en weet, ek is die Here, ek is by jou. En onthou, ek is by jou. Kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die inwoning en die teenwoordigheid van die Heilige Gees so met my en jou wees, dat ons vir die wêreld sal wys wie God vir ons is, en wie ons vir hom is. Gaan dan so met die seën van die Here hieruit. Amen.